Hallo julle, ek kuier vandag hier so by my groot vriend Marcel Skuman, aka Marcel Maximilian. How's it my braatjie? Is lekker en jy Woutie. Heel lekker. Ek weet nie of hoeveel mense weet nie, maar kyk, Marcel is een van my pelle hier van die Weskus. Ons ken mekaar ook nou al jare. Maar Marcel is 'n master of baie skills. Alles in die kunste. Om te reden. Ja, so hy is 'n akteur. Ons gaan nou 'n bietjie meer praat oor die akteur of oud akteur, nee. Ja, jy ek die Met die klem op die oud. Ja, ja, en dan is hy 'n skilder en hy is 'n musikant en hy doen leerwerk en wat is die laser cutting ding? Is my nuwe speelietjie. Ek het 'n lasersnyer graveerder aangeskaf en dit hou my geweldig besig want ek is nog baie dom, is nog early days. Oor die daar's mos nou rekenaare betrokke, nou hoe nou? Ja, veral dit is veral waar die geneek kom. Hoor hierso Marcel, kom ons begin by die akteur. Wat is die TV-programme waarna jy al gespeel het in jou lewe? Ek dink die grootes was maar waarvoor mense my seker nog tot vandag toe die beste onthou is vir Konings en vir Torings. Daar was 'n heel paar ander. Ek het nou die laaste wat ek was ook al meer as 'n dekade terug was die vlug na Egipte en terug na Egipte. Okay. Daar is natuurlik alles Pulse Venter scripts en dit was net 'n voorreg en 'n plesier om deel te kon gewees het daarvan. Nou ken maar hoe onthou jy die woorde? In die begin was dit maklik. Ek sit by 'n audisie opdaag en dan moet ek soos hele bladsy monoloog leer. En ek sit daar buite en dan sê ek gee my net 5 minute of 10 minute en dan gaan ek in en alles is daar. Maar ek het gevind met die laaste produksies, ek het vir maande lank daai woorde opgesê soos 'n mal ding in die shopping malls, in die garage as ek houtwerk doen of iets. Jy sê lyne op en daai tyd was dit maklik toe ek begin het. Hoor die brein is net skerp. Nou maar was dit vir jou maklik op skool op en mondelinge? Nee, nogals nie. Okay. Nogals nie. Dit was vreesam die eerste dag wat ek voor 'n kamera gestaan het en dit was nog daai filmkameras wat so is baie sag, jy hoor dit amper nie, maar as hy daai kamera so in jou gesig is dit al wat jy hoor. Jy hoor amper nie jou mede-akteur wat hier reg langs die kamera staan nie. Hoor eens nou my, het jy dan 'n drama geswipe? Nee, glad nie. Nou hoe het jy in die TV-game gekom? Dit was 'n rariteit. My ma het 'n vriendin gehad. Kyk, my ma was kom in die industrie. Sy was een van die heel eerste aktrises op SATV. Maar sy het jare daarna toe begin agter die skerms werk as kontinuïteitsdame. Okay. En sy het 'n vriendin gehad wat vir haar gesê het, man, hierdie kind van jou, hy like om mense te entertain. Stuur hom na 'n agent toe dat hulle vir hom 'n bietjie bidparts en goed net kry. En toe gaan sien ek die vrou so met gitaar oor die rug, spring na die beach buggy uit en entertain die auntie en sy sê, "Nou kom maar, hier's nou 'n program wat opkom." Toe was dit wat was dit gewees? Wenners vir so 'n atletiek storieetjie. Dit was in feite die heel eerste ervaring voor 'n kamera. En toe het ek die audisie gaan doen, maar ek het vreeslike lange hare gehad en ek het uit die army gekom en die hare net gegroei. En toe sê, toe bel ek by die agent, toe ek by die huis kom, toe bel die agent my, toe sê sy, hoor die regisseur stel baie belang in jou, maar daar's 'n probleem, jy moet daai hare sny. Toe sê ek, nee, daar's nie 'n kans. Sny nou al 3 jaar aan hierdie jaar. Ja, maar toe dink ek daaroor en ek sny maar die hare en die res is history. Hoor eens my, het jy nie 'n cameo gedoen in Vetkoek Paleis? Wag nou, Esther, wag nou. O, kies jy na haar kant. Freddy! Nee, vat jou ring. Druk dit. My ma het my oor jou gewaarsku. Ek het gesien hoe smaai jy toe sy aan jou vat. Wat gaan nou hier aan? Sy het my bout gevat. Rubbish! Ek het per ongeluk my pen laat val en toe rol dit onder sy stoel en toe wou ek buig om dit op te tel, maar my rug is nog seer. En toe verloor ek my balans en toe kon ek onbewuslik aan sy bout geraak het. Ja, ek het nogal verbasend baie cameo's gedoen. Kyk, as 'n akteur honger is, moet hy maar vat wat in sy bord beland. En jy weet as jy op stel is altyd nog 'n gratis bord kos of 2 hoekies. Ja, ek het baie cameo's gedoen. Okay. En dit was nie vir my erg gewees nie. Want soos ek sê, daar was 'n bord kos en
En hier is nog so 'n paar rand gegooi op. Hoorie so my, het jou ma nie nou ook in 'n sitcom gespeel nie? Sy het vir Willie Esterhuizen onlangs gespeel in Huis Lelieveld, ja. Hy is weer veel. Ja, my vrou kyk al hierdie programme. So ek is nogal ingelig as dit kom by die Afrikaanse TV. Mis jy dit? Nee, nie eintlik nie. Hoekom nie? Ek het baie lank terug al vir 'n verslaggewer opstel gesê, want hulle vra ons 'n miljoen strange vrae. Maar toe vra hulle vir my, jy het nou die talent en daai talent, wat is vir jou die lekkerste? En toe sonder om te dink, toe kom die woorde net by my mond uit en ek sê, weet jy, ek was nou al baie op stel gewees, wat ek gewens het, ek was nou voor 'n canvas. Maar ek was nog nooit voor 'n canvas, wat ek gedink het, ek wil nou op stel wees, of iets anders gaan doen nie. Nou wil ek verf. So die paintings. En toe ek het sê, toe besef ek, dis my groot passie. So Want dis toe ek die- al die die ander eerste- TV-werk begin doen, en toe naderhand het die kuns net oorgeneem. Die skone kuns. Okay, kom ons praat oor die skone kuns, die verdery. Kykie, ek persoonlik besit 'n paar van Marcel se paintings. Ek sal vir julle wys in die studio. En as ek by hom kom kuier en ek kyk hoe hy verf, dan my mond hang altyd oop, want ek kan nie die konsep verstaan van hoe jy 'n prentjie uit jou kop uit vaslê op papier nie. Kan ek gou interrupt hierso? Dis baie dieselfde. As Wouter my so iets vra, dan sê ek dadelik vir hom, Wouter, hoe kry jy dit reg om 'n goeie song te skryf? Dis vir my net so verbuisterend. Ja, nee, dit is 'n ding waarmee jy gebore word. Hoor hier so Marcel, daar's 'n hele paar plekke Centurions wat jy geskilder het hierso in Saldanha self. Ek dink Captain's Cabin is een van hulle. Ja, ek het hom al 2 keer gedoen. Maar daar's nou etlike werk al daar gedoen. Ek weet so die eerste Captain's Cabin oopgemaak het ek amper gevoel ek het nou 'n day job. Ek was baie daar. Hoor jy so, en dan gaan skryf jy sommer die menus ook op die mure. As ek skryf, dan skryf ek soos 'n krap, maar as jy hierdie menus sien dat daar teen die mure is, ek weet, hoe bewe jy nie? Hoe kry jy daai flow? En dan doen jy dit onmiddellik en dit is like, Ja, ek dink dis maar selfvertroue wat kyk, soos jy jou note op 'n gitaar se nek sit. Jy wonder nie of jy die regte note druk nie, jy weet jy doen dit. So dit is maar oefening en soos enigiets anders. ja, ek weet nie of jy maar ou gesien het op TV wat die pinstripes doen op Rolls Royces nie. Wat hy met dat Ja, solank dan ja, wat hy met sy hand doen. En ek weet genade as jy fout maak en ja, dis 'n duur proses om oor te moet doen. ja, maar dit is 'n ongelooflike talent. Dis 'n skill. Ja. En jy gaan dit doen sonder om 'n paar keer te oefen nie. Ja. Nee, genade, hoor hierso, ek wil nou weer terugkom. Toe jy nou geact het, jy het my so 'n storieetjie vertel van Anton Goosen wat by jou kom kuier het in jou flat. Waar was dit in Sunnyside? Jo, nee, dis baie lank terug. Ek het net eintlik begin met die acting en toe het ek 'n vriendin by die SAIK gehad. Kyk, daai jare het ons baie oorklanking en goed ook gedoen. Toe sê die girl vir my, nee, maar sy ken vir Anton Goosen persoonlik, want ek wou op toe nou musiek maak en gitaar speel en sulke goed. En toe sê sy, nee, maar sy kan vir Anton Goosen aan my voorstel, dan kan hy nou vir my sê wat hy dink of haar hoop is vir my en sulke goed. En toe ek my een maandagoggend nog in my onderbroek, daar is toe bly die klokkie en ek is in gedagte, want ek sal klaar besig om te verf en koffie, die dinge word nog wakker en hier staan Anton Goosen en hy wil so omdraai en ek kyk sê, Anton, hy sê, jy gaan trek het toe klere aan. En nou ja, die einde van die verhaal is, ek dink hy was besonder mal oor my musiek, ek dink hy is mal as gevolg daarvan, maar was dit toe, hy is toe uiteindelik die middag 5:00 is weg na omtrent die hele kas KWV. Ja. Weet jy wat sê my favorite story van Anton? Ek het op baie stadium nog by my ouers gebly en bietjie skelm aan die groen plant getrek. En Ernst kom kuier vir my die aand, maar ons rook my pa se huis blou. Maar gelukkig kom hy die volgende dag terug. Maar ja, daai ene sal ek nooit vergeet nie. Ja, rocker altyd. So Ja, youngsters. my en jou history met musiek is very much dieselfde.
Koos Kombuis, die alternatiewe ouens, Kerkorrel. Is dit Die goeie musiek. Ja, ja. Ja, Ou skool, goeie musiek. goeie ou skool musiek. Anti-Lorica. Nee, daar's gems in hierdie in die Afrikaanse ou skool. Ek noem hulle kunstenaars. Ja, my hart raak sommer wakker warm as jy praat van Lorica. Kyk, ek het vir jare vir haar gespeel en ons is besig met 'n produksie. Beste vriende sing Lorica ook op die oomblik. En ons het nou by Atterbury gespeel en sy was in die gehoor. Maar sy het ons laat weet sy Nou stres jy. Ja, nee. Ja, maar ag, ek sê altyd vir mense, ek is nie bang om voor haar te sing nie. Ons het die show al voor haar gaan doen in haar huis. You know, so ek luister na al die advies en alles. Ek is die bangste as ek vir daai Lorica gehoor, want daai audience, Hulle is krities. hulle is krities. Ek kan vir jou nou sê wat gebeur is, want gewoonlik is dit die vrou wat sê, kom liefie, kom ons gaan kyk Lorica, en die man wat sê, man, as ek die Lorica show wil gaan kyk, dan wil ek vir Lorica sien. So jy stap klaar in 'n negatiewe space en dan moet jy nou daai crowd wen. Maar dit was lekker om vir haar in die show te hê, want ek het haar gehoor lag. Ja, kan hy lag hoor. Ja, so het jy ooit teater gedoen? Ek het teater gedoen, maar dis te veel woorde. Kyk, voor die kamera kan die director nog sy cut en ons vat take 2 of tot take 13. Ja. So jy kan foute maak. Daai stres van teater is te veel vir my. Ek het dit maar so 'n bietjie skoolteater op 'n stadium gedoen. Maar niks ernstigs. Nee, Teater met teks en woorde op 'n verhoog is seker die moeilikste ding. Ek het so 2 produksies gedoen in my lewe. Stok was een hand, ek sê ander een het some ander ding gedoen. Dit was die bangste wat ek nog in my lewe op 'n verhoog was. So ek het baie respek vir enige teaterakteur as hy sou werk. Dus ek dink dadelik aan name soos Anna Mart en Gys de Villiers. ja, ek het ook uit, die ander een was saam met Gys de Villiers. Dit was so 'n mal storie. Frank Opperman. Nee, daar's legends. Ja, hy het sulke beelde gebou uit draad uit en goed is. Dit was ook al ek en John Bekes en Leonie Gwanya en Gys. Maar dit was vir my scary. Man. Hy het ons laat draf. Hy het ons laat opwarm vir 'n show. Nou kyk ek is 'n muso, moet my nie laat draf nie. Hy het ons laat draf en strek oefeninge laat doen. Mense, ja, nee, dit was vir my. En jy het 'n natuurlike hyg in jou aas. Ja, nee, in jou stem. Genade, vir 'n musical kom sê luister hier so draf 'n paar keer in die saal, so nou op verhoog. Ja. Daai kite vliegie. Kom ons stel. Dit sal nog nie vir my werk. Ja. Hoor jy so Weskus? Liefie Weskus, van die eerste dag wat ek dit gesien het, ergens in Desember 1983. Toe, so lank. Toe staan ek voor daai wrak, toe is hy nog in een stuk. Toe lyk hy nog soos 'n skip. Daar's nou net Esther voor. Ek sien painting van die wrak. Hy is in my portfolio, maar hy is lankal verkoop. Ja. Ai. Ja, nee, ek het baie Ek onthou daai painting. baie lang geskiedenis by die Weskus. Ek het al permanent die kom bly weer Johannesburg toe vir werk en sulke goed en vryskut ou met mos maar doen met jou hande vind om te doen en waar daar geld is. Ja. So ek was weg gewees al van die Weskus etlike kere, maar jy kom altyd terug. Ja, nee, verseker. Ek het die plek ook heel per ongeluk ontdek. En ek is nou al 10 jaar hier. Ek dink vir my jy is al 40 jaar hier. Jy is 30 jaar. Ek het 2 leeftye. Ja, twee leeftye. Nee, ek is ook dis 'n wonderlike plek. Lekker plek om in weg te kruip. Ja, maar dis 'n besondere plek ook en die mense maak hierdie plek besonders. Okay, kom ons kom terug na musiek toe. Hoe het jy begin sing en speel? Want Marcel sing lekker en hy jol gitaar lekker. Ja, ek kan okay sing, my gitaar skills is nou nie op jou level nie. Ek is 'n amateur teen jou as by die gitaar kom, maar ek het ook gevind hoe harder ek werk daaraan en hoe langer ek 'n sang oefen, hoe makliker word dit. Maar ja, waar het begin het? Ek weet nie ek weet presies waar het begin het. Ek was jonk, het my ma so 'n akoestiek gitaartjie vir haarself gekoop en sy wou toe leer gitaar speel. Nana Mouskouri se Cucaracha en daai goed. Ek weet nie van die liedjies was nie. Maar toe is daar 'n liedjie van Bob Dylan in daai boek van haar, Blowing in the Wind. En toe ek hoor sy kom nou nie lekker reg met hierdie gitaar nie.
toe frustreer dit my so, toe gryp ek sommer daai gitaar toe sy eendag by die werk is. Nou kyk ek, daar's sulke nooitjies, sulke chords gewees, saam met die Ja, die chord chart. is 'n chord chart by elke Wire and James. Is daar so 'n chord chart, dan sit ek met my vingers daar, dan sing ek en dan stoei ek weer met die volgende chord change en dan maar eventually is ek reg gekry. Dit het natuurlik begin gebeur op. Hoorie so maar, het jy my nie vertel jy het 'n Dylan show gedoen nie? Ek het nogal Dylan Tribute. Waar het ons hom afgeskop in by Foxwood House. En wat is 'n vreeslike ryk gedeelte daar van Joburg. Hoe kan jy se plek se naam onthou? Foxwood House. Julle almal sal. Is nie Samson. Nee, is meer nee, wat is die plek? Ja, naby Killarney Mall. Okay. Ek kan nie plek dit gaan ontgaan my elke keer. En ook by Centurion Theater. Okay. Wat nogal stampvol was. Okay. Ja, dit was nogal vir my 'n So lekker. groot en vir so baie mense live te Ja, perform. dit is een van my gunsteling teaters nog altyd. Dink ek met Lorika daar gespeel. Ek dink ek het met 6 snare. Ek dink 6 snare het nee, ons het nie ons DVD daar gemaak nie, maar ons het 'n paar keer daar gespeel. Ja. Ja, dit is 'n lekker plek en daai wyngat daaronder. Ja, dit was die groot party was daar. Ek kan onthou daai restaurant het sulke steaks gemaak met camembert en so jam wat hulle oor gesit het. Nee, is die water in my mond nou. Ja, lekker memories. Hoor is en dan die leerwerk, waar kom dit nou vandaan? Armoede. Ek sê maar, as jy wat doen met jou hande vind om te doen, is jy wil eet. Is dit 'n side So, hustle? ek het gesien hoe 'n pel van my het so begin daarmee omdat hy met leer handel gedryf. Maar uit verveeldheid uit. En toe wys hy my so 'n paar dinge en ek kry maar vir my ook 'n stitcher en 'n naald en 'n stuk leer by hom en toe geniet ek dit. Ek wil net sê, al twee my gitare se gitaarstraps het Marcelli gemaak. Dit is my favorite straps in die wêreld. Ja, ek is nogal trots daarop. Al 2000 steke. Horizon sê vir my nou, wat is jou nuwe endeavor? Hier is nou die laser kry nou al my aandag want dit is geweldig kompleks om my ding om dit te beheer. Kyk, dis maklik om te sê ek gaan nou 'n laser koop en nou gaan ek geld maak. Ja. Want almal sê nee, is 'n money printer. Hy kan 'n money printer word as jy hom verstaan, as jy hom reg gebruik en as jy hom soos enige ander besigheid gaan bemark. Ek het nog glad nie eens begin bemark nie, daar kom al jobs in want dis 'n klein plekkie waar ons bly en die word versprei vinnig hier. Ja. So, ek is dankbaar daarvoor ook, maar dis nog early days vir my, nou so 3 maande aan die gang met hom. Ja, Maar vir my is daai settings amper soos verfmeng. Ja, so hierdie is 'n metaal. Ja. Dis 'n metaal business card. Ja, dis nog 'n lekker ding om so op die tafel te gooi Ja. met so 'n houdingkie. En hy maak so clean. Dan gaan jy, wat skaat is die? Jy het al jou aandag nie. Ja. Nee, lekker hoorie Marcel, is lekker om hier by jou te kuier. Dit is altyd lekker dit hier. Ja, en ek wens jou net die beste en sterkte toe. Baie dankie Woutie. Daar by jou ook sterkte met jou nuwe endeavor by daai grand studio van jou. En ek glo dit gaan geweldig. Ja, is alles net, Ja, dit gaan great. dis net leer, elke dag leer. Ja, jy het op 'n klomp nuwe toys wat jy moet nou ook onder die knie kry. Ja, absoluut, nee, so. Ja, ek het al onderhoude gedoen wat hierdie ding nie eens aan is nie. Ja. Maar in elk geval, alweer my bro. Kyk aan my die. Sien jou weer. Dan. Won't take this bad shot of me. I can't use it anymore. There's a one black cloud and it's too hard to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Just like so many times before.